God has given you one face and you make yourselves as another. You jig, you amble, you lisp, you nickname God's creatures and make your wantonness your ignorance. Too, I'll no more on it. It hath made me mad. I say we will have no more marriages. Those that are married already, all but one shall live. The rest shall keep as they are. To a nunnery go. Oh, what a noble mind is here o'erthrown. The courtiers, scholars, soldiers' eye, tongue, sword. The expectancy and rose of the fair state. The glass of fashion, the mould of form. The observed of all observers. Quite down. And I, of ladies most deject and wretched. All right, that's enough for today. Thank you. I just don't like his interpretation. Do you? All right, Ophelia, that was much better. Thank you. Do it that way. On Monday night we open, so get a bit of sleep. Lolly, tomorrow morning please call a word rehearsal. Huh? I'll be busy with the technicians. Thank you. Okay, curtains. Pieter. Liewe Tony, ek is toch so bly om te hoor dat het so voorspoedig met jou gaan. Ek hoop die geldjies wat ek vir jou stuur sal handig te pas kom, want jou familie, jou hotel en jou broer Paul jaag seker die rande uit jou sak. Ek sou vir moet lieg om geld te kry. Tony, Aha. het jy miskien lus om vanaand saam met my toe kom partytjie? Waar? In die hotelkamer? Ag, moenie laf wees nie. Ons het 'n lekker plekkie gevind waar ons kan partytjie hou. Wie is ons? Sonder die hele lot. Ag nee, ek kry nie genoeg op die verhoog. Toe maar, ek's nie ernstig nie. Ek het julle almal vreeslik lief. Nee, kyk, die hotel waar ek bly behoort aan 'n ou skoolvriendin van my. Ons was Childhood sweethearts. Ja, maar sy is nou getroud. Oh. Met 'n baba. Bad luck. Nonsens. Wat hou jy dan van ons partytjie weg? 'n Vriendin. Ag so? Aha. Haar naam is Leni. Leni, kom help my. In hierdie huis is alles altyd op soek. Ek het pragtig nog nooit so deur mekaar spel in my hele lewe gesien nie. Kyk, wie praat. As jy jou goed op die regte plek bære, sal jy dit altyd kry. Maar vrou, kan jy my nie help nie? Ek soek na my das. Daar Waar? Nou, hoekom sê jy nie so nie? lyk my jou man is nie weekstel, dat sou moet sê. Maar vandag is 'n spesiale geleentheid. Kom. Ek gaan net gou die baba haal. Vertel jy vir haar man?
Wel, die ding is eintlik so. Ek moet gou stad toe. Dit was lekker vir jou. En dan moet ek tronk toe. Tronk toe. Elke naweek, vir 4 naweke. Daai ou magistraat het gedink hy doen my 'n guns. Maar so kan jy nog in die week jou besigheid doen. Maar dis oor naweke wanneer die kroeg op die besigste is. Net omdat jy nou en dan die wynetikette omruil. Ek het in my dagtes lewens nog nooit so iets gedoen nie. Hulle sal my ook nooit vang nie. Nou waarvoor is jy dan gestraf? Hy gaan so te kere mense sal sweer hy word opgehaal. Ek wil net wet en orde handhaaf. Daar was verlede week 'n bakleierery in die kroeg en toe het Manie die grootste lawaai weg uitgegooi. En daarvoor moet jy ryswater eet. Die blikskottel, hy gaan toe mos gaan stamp sy kop teen 'n boom terwyl hy deur die lug trek en kaboom. Nou het ek hom aangryp. Ek. Dit was die boom. Die magistraat sê hierdie dronkies moet 'n ou mooi netjies uitgooi sodat hulle nie seer kry nie. Sy moet daai boom laat afkap. Toe maar Manie, die naweek is gou verby. Ja, en dan is daar nog 3 oor. Ons sal wel regkom. Leni is mos hier om te help. Ag ja, ons is dan van skool daar af sulke goeie vriendinne. Ja, maar daar kan baie verkeerd loop. Maar ons is mos hier om op te pas. En wie pas jou op, hè? Vir wie is jy bang? Vir Tony? Ja, daai toneelspeler. Jy skoon vir sport, Manie. Wat sal daar nou tussen ons wees? Dis presies wat ek wil weet. Waarvoor bly jy so lank hier? Dis die beste hotel op die dorp. Hulle open hulle stuk eers volgende week en dan trek hulle verder. Verder hoe beter. Maar wat het jy teen hom? Ek wens ons het meer mense soos hy wat gereeld hulle rekeninge betaal. Hy maak oogies vir jou. Dis wat? Ons het mekaar op skool geken, dis al. Ons was altyd goeie vriende. Jy het hom al gesoen? O, so, né? En jy was by. Ek het hom net gesoen groet omdat ek so bly was om hom na al die jare weer te sien. En jy vergeet dat hy eendag my pa se lewe gered het toe hulle vis gevang het. As hy vir iemand hier wil kom kuier, is dit in elk geval nie by my nie. Vir wie anders? Vir Leni. Dis nie waar nie. Het jy nog nooit opgemerk dat hy so kom eet dat hy altyd saam met jou aan tafel kan sit? Dink jy regtig so? Natuurlik. En as jy dit by die tyd nog nie opgemerk het nie, is jy so blind soos 'n mol. En hy's nogal nie onaardig nie. Sien jy nou? Daar's niks om jou oor te bekommer nie. Maar jy sal moet spring as jy betyds in die stad wil wees. Waar bly Bastian dan? Hy kan jou tas dra. Toe maar, ek sal hom gaan roep. Bastian! O ja, voor ek vergeet. Ou Dr. McDougall het gesê hy stuur vir ons 'n onderwyser van Johannesburg af om so 'n bietjie hier te kom herstel. Na ons hotel toe. Ja, die rustige atmosfeer of so iets. Julle moet tog nou nie 'n lawaai maak of te kere gaan nie. Hy ontstel maklik. Die kinders het hom glo dol gemaak. Op hierdie dooierige plekkie gebeur daar nooit iets om jou te ontstel nie. As hy 'n aanval kry, moet jy tog maar gou vir ou McDougall dit haal. O, gats. 'n Senuweeleier. Dis net wat ons kort kom. Waar het jy vir Dr. McDougall gesien? Nee, ek het hom nog nie ontmoet nie. Hy is mos net hier. Hy het hierdie briefie met die bode gestuur. Wat is die man se naam? John Turner, seker 'n Engelsman. Hier sal hy eerste klas uit. Ag, solank hy net eerste klas betaal. Bastian! Bastian! Lê natuurlik weer in slaap, hè? Bastian! Ja! Wat my taskaart toe. Nou ja, tot ziens allemaal. Groet jy nie vir klein Manie nie? O, so. En wie maak nou vir wie oogies? Ou vrou, ons hou dit in die familie. Kyk, nou het jy vir klein Manie wakker gemaak. Tot ziens, mooi kyk na alles, hoor. Bedra jou. Waar ek heen gaan, het ek nie ander keuse nie. Laat ek uitkom uit hierdie malhuis uit. Maak sy. En die wyn is amper op. Ons moet nog 'n paar feitjies koop of anders. Of anders wat? Of anders moet ons 'n paar labels van die goeie wyn op 'n paar bottels boys wyn sit. Nie so hard nie. Ek het in elk geval te groot geskrik vir die polisie. Nee, dis Master se sonnes wat hom inhaal. Nee, jong. Van nou af gaan ek ordentlike wyn koop. Ordentlike wyn? Just like. Ek gaan ordentlike wyn proe en ek gaan ordentlike wyn koop. Net sodra ek die naweek uit die tronk uitkom. Wat maak jy nog hierso? Ek gaan sommer wyn koop na die naweek. Kyk, het jy nie 'n roekeloos koop nie, hoor? Wil jy nie vir Bastian saamvat? Vir wat? Sodat hy kan terug huis toe bestuur. Asseblief, Manie, ek sal dit verkies. En wat, waar gaan hy bly terwyl? Nee, Master. Ek sal saam met Pels gaan bly. Gaan jou goed. Môre.
Dis mos alweer middag, jong. Ek's 'n man wat saans laat werk onthou. Buitendien ek was by repetisie toe jy nog geslaap het. Waarheen is die reis? Gaan wyn koop. Jy drink ons alles op wat ons hier het. Maar ek doen jou guns daarmee, niemand anders drink dit nie. Mag wees. Ons sal sien wat dink jy van die nuwe lot. Ah, slegter as die ou kan dit nie wees nie. Ja? Lekker ry mense. Bajan, sekretas in die kar. Tot ziens almal. Wag maar, Boeta. Vir jou sal ek nog kry. Skrik jy nie eens nie? Waarvoor? Vir koue pampoen? Nee, jy het mos gehoor. Ek maak oogies vir jou. Jy het gestaan en afluister, né? Ek kon nie help om te hoor nie. In elk geval, jy's te laat vir middagete. Dis nie wat ek wil hê nie. Maar ek sal gaan kyk. My hart verlang nie na kos. Waarna dan? O, ek wens ek kon jou sê. Sê maar, laat ek hoor waarna jou hart verlang. Ek kan nie, ek sal dit tog nie kry nie. Wie weet? My hele maaltyd vir 'n soentjie van jou. Dis jou wat probeer. En wat gaan hier aan? Dit is maar hy wat weer laf is. Magtig, Toe maar. Kom rand jy sommer op 'n sitkamerbank aan. Dis nonsens, as jy nie sê Dis hele mans mens ook net 'n pinkie en dan gryp jy dit sommer die hele hand. So is dit hoe jy voel daaroor. My wêreld. Dit lyk my die saak is nogal ernstig. Ekskuus tog. Regtig, hoor ek het nie bedoel. Nou ook mos nie bedoel. Maar dis alles mos reg. Ja. Maar nou sy weg. Vervakste vroumense. Hy was van die eerste dag af smoor verlief op jou. Toe hy jou vir die eerste keer gesien het, het hy amper daardie sigaret van hom met koeltjie en al in sy mond gesteek. Regtig? Regtig smoor verlief. Hy's 'n gawe kerel. Ek sou hom vat as ek in jou skoene was. Maar dit hindер my nie dat hy toneel speel. As ek net daaraan dink dat hy 'n ander vroumens op die verhoog soen, dan... Hy het tog 'n goeie plaas geërf. En nou verhuur hy dit? Ja. Jy moet net jou kaarte reg speel, dan word jy nog boervrou op daai plaas. Hy sal die toneelspelery vir jou los. Mansmense wat verlief is idiote. En dan is dit ons vroumense se kans om hulle iets verstandigs te laat doen. Mens kan altyd probeer. Ag, dinge sal sommer van self regkom, jy sal sien. Daar hou klein Mani, ek sal gou oor 'n finaal gaan kyk. Ek moet seker kinders begin gewoon raak, of nie? Good afternoon. Goeie achtermiddag. Ek is de nuwe Dr. McDougall. Wie is jou, je lekker ding? Good afternoon, Doctor. Mrs. Van Deventer, she's in there. There's that bonny little lass. She won't have any difficulty in producing more bairns than the government needs. Yes. Good afternoon, Doctor. You always seem to arrive and my husband has just left. Aye, well, where is he the new? Gone to buy wine. Oh, is that a fact? Aye, well, he'll be back soon then. No, he'll be gone the weekend and Monday too. Oh, he's very thorough, isn't he? You know, it takes time. Oh, I understand perfectly. Well, I came here to tell you that your new guest, Mr. Turner, will be here today or tomorrow. Oh, well, his rooms are ready in any case. That's marvellous. And you'll see that he gets enough peace and quiet. There's more than enough of that around here. Oh, is that a fact? Aye, I'm surprised with such a pretty hostess. Oh, I'm not at all as pretty as that. Oh, I cannot wait to examine you. When you're ill, I mean. Sore throat or a wee bit of temperature. I tuck your body wee face between my hands and I tuck a look into your deep blue eyes. Alida, ek wil net...
Your pupils appear to be quite normal, Mrs. Van der Venter. There's nothing to be worried about. Are you feeling nervous? Are you worried about something? No pills. A cold compress might help. You're the one that needs a cold compress. Great sense of humor. I'll be back again tomorrow. Just to see that nervous breakdown I sent you. Cheery bye. Is dit nou die nieuwe dokter? Vatterige vriend. O, hy lyk nie vir my so vreeslik uniek nie. Is jy dan siek? Hy verbeel om my te skoorsak, net om 'n bietjie geld te maak. Ek twyfel of dit geld is wat hy wil hê. Ek lus vir 'n lang bier. Bring vir meneer Roe 'n bier, Jonas. Ja, missus. My naam is Blitz. En jou naam is Harmans Drup as dit by Leni kom. Hoekom is jy so stadig? Ag, elkeen moet maar op sy eie manier sy gang gaan. En die klein Drakenstein maak al die fijnste wijn. Hier komt Albasan aan. Hasta Hasenalni, hasta Hasenalni. Hier komt Albasan aan. Ons rijdt naar die wijn toe, daar gaat ons wijn toe. Hier komt Albasan aan. Hasta Hasenalni, hasta Hasenalni. Hier komt Albasan aan. Mazen? Hoekom lyk Mazen dan so sad? Jong, dink jy ek is op my honeymoon? Ek gaan tronk. Maar dat is niet te erg, is net voor die naweek. Dienswillig, met plesier, die bier. Dankie, wil jy nou ook eens drink? Nee, dankie Tony, gesondheid. Dankie, self hier. Jy word daarom self ook by die dag mooier, Alida. Ag, julle mans is ook almal dieselfde. Skaars het die dokter opgehou of jy begin? Ek moes destyds al met jou getroud. Toe ons nog op skool gekeis was. Nou moet jy maar my beste vriendin kry. Dis 'n oulike meisie daarin. Maar dit beteken mos nie dat ek nie meer na jou kan kyk nie. Dit lyk my jy wil ons albei gelyk hê. Oh, heaven, woman, but constant, you were perfect. Shakespeare, old girl. Wag, ek het vir jou iets gebring om vir jou te wys. Program. Jy wil mos sien hoe lyk my naam daar. Hoekom los jy nie die toneelspeler aan die Tony? Dit is sommer bog. Ja, Lida, jy maak 'n fout. Toneelspel is 'n belangrike taak. Ek meen, waar anders gaan 'n gemeenskap sy spieelbeeld sien as op die verhoog? Ja, maar 'n regte man moet mos werk. Nee, ek dink toneelspel is nie werk nie. Ek sien jou eendag teater toe moet neem. O ja, asseblief. Dan sal jy sien dat dit nie alles so romanties is nie, dis harde werk. Hier is die pruike wat jy wou sien. Dis mos vreeslik in die mode deesdae. Hoe lyk ek vir jou met die ene? Skrikkelike gollywalk op wiele. En ek? Go. Ek sien die ding op waar ek Hamlet speel. Kyk. To a nunnery, go! Nee, wat? Dan is ek liewer dood as in die mode. Gits, ek het nog hierdie brief klaar gelees nie. Seker van een van jou nooiens. Nou, kyk self met die handskrif. O, magtig. Dit sê my oom. Ja, toe maar ek ken daardie soort ooms. Is hy miskien blond? Hy is reg toe om my spankop. O ja, hier staan sy naam, Pieter Roe. Oei, hemeltjie help my. Wat het gebeur? En nog niks en dit gaan 'n mooi grap af. Wat? Oh, die ongeluk dry my bloot. Is hy dood? Ek wens hy was. Nou, Dis ja. baie erger, ek kom hiernatoe. O, nou ja. Maar ek hoop om al sy geld eendag te erf. Nou ja, wat Maar hy gaan my onterf. Hoekom? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoe lank bly jou man weg? Die naweek en dan gaan hy nog wyn koop. Dan sal dit uitwerk. Wat? Ek het jou pa se lewe gered. Nou kan jy my terugbetaal. As jy my nie help nie, dan is dit uiting gedaan met die R50.000 wat ek hoop om van my oom te erf. Jy praat in raaisels toe nie. Asseblief, moenie my in die steek laat nie. Wat moet ek doen? Kyk. Ek moet 3 dae lank baas van hierdie hotel wees. Ja, en wat nog? En jy moet my vrou wees. Jy dink seker ek's mal. Wag nou, Alida, jy kan my broer Paul se vrou wees. Jy weet mos my tweelingbroer. Kyk, ek het 'n tweelingbroer, Paul, wat 'n bietjie mallerig is. Kyk so. Het 'n goeie hotel hierdie. Is daar plek vir 6 katte en 6 kinders? Tony, wat op dis aarde? Wag nou. Jy sien, ek het vir my oom geskryf. Paul is getroud met 'n meisie wat lyk nie jy. Dis ek. Ja, ek het self dan nog 'n vrou en 'n kind nodig. Ek weet, ek vat sommer jou baba. Ek het eintlik vir my oom geskryf, my baba is 'n dogtertjie, maar hy sal seker nie so mooi oplet nie.
En 'n vrou sal ek seker iewers op die dorp te leen kry. Tony, moet ek nie liewers vir Dr. McDougall laat kom nie. Ek dink regtig hy sal sy vrou vir my leen. Hy's nie getroud nie. O, een van daai. Maar ek moet 'n vrou kry, ek het vir my omgeskryf. Jy het 'n vrou? Nee, ek het nie. Maar hy dink ek. Verstaan jy nie? Nee. Sal ek nie maar liewers die dokter laat kom nie. Toe maar, Alida, ek weet wat ek praat. Kyk, toe my oom gehoor het ek gaan toneel speel, het hy gedreig om my te onterf as ek dit nie dadelik los nie. Nou hy sê toneelspel is pure duivelskunste en net werk vir die kinders van Satan. O, en hy wil hê jy moet ordentlik wees en 'n vrou vat. Jy sien, ek het al op skool gesê jy's nie dom nie. Ja, toe skryf ek vir hom ek het hierdie hotel oorgeneem. O ja? En wat nog? Dat ek geld nodig het om 'n ster of 2 vir die hotel te kry. Ek behoort jou te slaan dat jy sterretjies sien. Hy het dit seker gestuur. Ja, hy was bly dat ek so vinnig vooruit gaan vandat ek die verhoog vaarwel gesê het. Maar ek moes 'n ou leentjie vertel, maar oom Pieter het my daartoe gedwing. Maar Maar wat? Hy laat weet toe later dat ek niks meer van hom sal kry voor ek nie getroud is nie. Dis 'n gemors en wat maak jy toe? Maar ek trou toe. En nou rukkie later het ons 'n dogtertjie. Ja, nie regtig nie, speel. Maar dis mos bedrog, Tony. Nou, wat sou jy doen, Alida? Ek's lief vir my werk en my oom Pieter wil my dwing om iets anders te doen voor ek al sy skatte erf. 'n Mens moet soms leuns vertel. En die hotel en die vrou en die baba is jou leuns. Nee, dit het nie daar geëindig nie. Die geld so lekker instroom het ek my tweelingbroer Paul wat in Suidwesboer ook so speel hier by die hotel het kom inwoon. Hy en sy vrou. Ek maak Paul toe mallerig sodat hy nie kan werk nie en dat ek vir hulle ook moet sorg. Maar jy kan daar maar vreeslik stories prakseer. Ja, maar dit was die laaste. Ek het vir hom Pieter gesê as hy my R1000 stuur, plaak hom nooit weer nie. Ek het gister die cheque ontvang. Ek kon nie anders nie. Ja, nou? Nou wil hy my hotel kom sien en my vrou en my kind en Paul en Paul se vrou. Ja, nee, dis 'n hele deurmekaar spul. Wonder daarom net wat ma nie alles van jou stories sal sê. Kijk, ek gaan my nou aanmeld. Jy wag hier met my tas. Ek sal dit wat om te doen. Ek gaan dit daarom jammer van my ouma se fooi tog. Môre, middag, Susan. Hier is ek. Kom vat my nou. Wie wil vir jou hê? Maar Susan, ek moet my kom aanmeld vir naweekstraf. Ja, wat is jou van? Manie van Deventer. Ja, ek sien. Van Deventer. Oh ja. Ja. Hier is nou 'n verklaring wat ek vir jou moet lees. Luister nou mooi. Nadat dit behaag het, ensovoorts, sy hoogedele die minister ensovoorts, word hiermee verklaar, geproklameer en bekend gemaak. Ja. Ensovoorts. Nee, maar waarom zit u er niet recht? Dit is toch ensovoorts. Na behoorlijke voltooiing van die voorgeskrewe vorm TBS 509 4-4-4 en 4. Een triplicaat natuurlijk. Enzovoorts. En nog 'n extra afskrif aan die magistraat van die prisonier se tuishof. En dis meer hoe dit ook al sê. En met 'n agneming van al die feite. Teken my jou naam hier, dan kan jy maar loop. Wie praat eens aan met my? Met wie anders? Maar iewers is daar 'n fout. My naam is Manie van Deventer. Ja, ek weet. Hier nie gesit en luister, nie moet ek alles weer vir jou voorlees. Nee, sir. Julle mense is ek almal siende, blind en horende doof. Daar is amnestie verleen. O ja, amnestie, ja. Verstaan ek.
Wat beteken amnestie? Dit beteken dat jou skuld vrygesteld is omdat iemand in die hoë kringe vandag verjaar of iets van die geaard het en omdat jy eerste oortreder is. Bedoel jy ek gaan nie meer tronk toe nie? Dit se man. Vrystaat! Ek is los! Hey, die vorms! Jy moet nog teken en triplikaat. Ek is los! Hey, joh, kom eens mee! Just like Mazda, kom man, is het already je maandagochtend? Jy moet my net eenvoudig help. Dan sal my oom ons die hele boksing daai sien wat hy wil sien. Maar wat van jou broer Paul in Suidwes? Maar ek is mos my eie tweelingbroer. Wat? Nou, hoekom is ek 'n toneelspeler? Wie kan nou meer soos ek lyk as ek self? Wil jy dan maak asof jy jou eie broer is? Baie maklik. Kyk. Dag oom Pieter. Hoe staan sake met oom? Seker goed. Hoe weet jy dit? Dag sê oom Pieter. Nee, ons gesels sommer so oor oom en toe sê ek... Ja, ek het gehoor. Jy is seker my neef Paul. Ja, oom, vat so oom. En dis nou jou liewe vroukie, die. Ja, oom Pieter, bly te ken, oom. Soen jy nie vir oom Pieter wat vir ons so baie geld gestuur het, nie? Ja, natuurlijk. Baie dankie, oom Pieter, het het baie aandag ingekom. Dis nou vruggies 'n oulike vroukie, die. Het jy haar in Suidwes agter 'n duin uitgeskop? Nee, oom, sy was maar daar en ek was daar en sien... Ja, en toe was julle al twee daar. Ja. Maar, waar is Tony? Tony, waar is jy? Paul, jy weet mos Tony is buite besig. Hoekom gaan sê jy nie vir hom oom Pieter is hier nie? En toe, hoe is die lewe daar in Suidwes? Warm, oom Pieter, baie warm. Ja, nee, daarom lekker koel hier. Ja, lekker koel. Sprechen Sie Deutsch? Ekskuus? Nee, toe maar net geduld. Hulle praat mos Duits daar in Suidwes. Ja, maar nie ek nie. Nee, ek sien so. Daar is julle. Maar oom Pieter, is goed om hom weer te sien. Goed om jou weer te sien, my seun. Dis baie jare. Maar waar is jou vrou? Ek het skoonvlaar vergeet. Een sê niks. Ander een vergeet alles en die derde een het 'n paar skroefies laat. Daar is hulle. Wie? Waar? Hier. O ja, daar is hulle. Miskien. Bly om jou uiteindelik te ontmoet. Toen heb jy al so baie van jou geskryf. Oh, maar wat gaan hier aan? Wat het jy geskryf? Briefie het geskryf, pen en ink. En dis nou julle klein ding daar, hè? Veel geluk, Tony. Ramkap. Wie is jou julle? Bly stil, Leni, wys vir hom Pietrie kleinkie dat hy kan sien. Kyk nou net die liewe ou dingetjie. Dit is nie wonderlik nie. Ek hoop net sy het meer verstand as haar ouers as sy eendag groot word. Vat gou. As sy in Suidwes sou kom, is dit klaar met die droogte. Ek moet vir jou en Paul geluk wens. Julle het darm twee mooi vrouens getrou. Ek? Getrou? En met wie nogal? Liewe wêreld. Het jy ook al dan skoon vergeet? Ek sal 'n grappies oom Pieter. Wil oom Pieter nie gaan uitpak? Ja. Ag, Alida, wys vir oom Pieter sy kamer asseblief.
nie net skree nie, meneer. Hy kan nat maak ook. Ag nee wat, dit doet my baba by die huis ook. Ek wil iets anders ry. Masse, Kela, hoe lyk dit? Ha, messies karretjie. Hoe werk hulle? Ag, is mos maklik man. Jy vat net hierdie ding en dan druk jy hier en zoom, weg is jy. Dan ek hier. Ja, jong. Vat jy die en dan kan jy en Basjan regisseur. Nee, jy sal nooit naby my kom nie. Ek sal sien. On your marks. Get set. Go. Meneer speelgoed. Vir uself? Nee, is vir my seun. Hoe oud is hy seun? 6 Maar dan is hy nie die regte ouderdom vir hierdie maande. My seun is 6 maande. Wat dan hiervan, meneer? Dis tog reg vir 'n baba. Is die ding nie bietjie te groot nie? Nee, maar dit moet groot wees. Die baba word mos groot. Nou goed dan. R25. Nee, moenie toe draai, ons is haastig. Maar ek verstaan glad nie meer wat aangaan nie. Asseblief, Leni, ek sal later alles vir jou verduidelik. Ag, toe Leni, jy sien net 'n klein bietjie vir my omgee. Wat wil jy dan hê? Jy's net 3 dae my vrou. Jou vrou? Jy hou my seker vir die gek. Leni, dis net so lank om Pieter hier is. O, en onthou, Mani en Alida se baba is veronderstel om ons baba te wees. Is dit al? Net vir 3 dae? Ja, net vir 3 dae. Sal jy, Leni? Nou goed, op een voorwaarde. Wat is dit? Nee, dit sê ek eers vir jou betaal jy vir my. Ja, maar ek kom ons nie Maar so. Jolanie, ek moet sorg. Goed, goed. Op jou voorwaarde 3 dae man en vrou. Net solank jy oom Pieter ons kan sien. Ek sorg net dat hulle vir oom Pieter 'n goeie plek hier in die eetkamer hou. Dankie, Alida. Lyk my julle skoonsister ken die plek daarom goed, né? Ja, sy help ons al vandat sy hier gekom het. Ja, nee. Ek moet sê ek hou van die hotelletjie. Agter mekaar. Tony, kry mens miskien iets te drink hier? Wat sal dit wees? 'n glasie bier? Nee, wat? Hier drink mens mos wyn. Bring my 'n botteltjie. Jonas, 'n bottel wyn. Hasta casi nalni, hasta casi kalni, ik kom op Basjan aan. Waar is jou master? Ek vra waar die man. Ons het op die kamer. Daar gaat ons wijn, ik kom op Basjan aan. Hasta casi nalni, hasta casi kalni, ik kom op Basjan aan. Marie? Ekskuus van my, my naam is Marie. O, Marlene. Marlene, sê vir my, waar is die keller? Was daar boek aan? Ek sal gou wat jou gaan wys. Dankie, joh. Een fijnspotje, Dis makker. Ja, sy is net my SNF. SNF? Sy is Meneer Nederburg? Nee, van Tommer.
Ek kom wynproe, ek is 'n hotel-eienaar. O, gaaf. Hierdie was 'n besondere jaar. En probeer gerus van hierdie ene. Ag, gee tog vir hom 'n bottel Joop. Jy moet nie sluk nie, jy moet uitspoeg. As 'n mens wyn proe, dan sluk jy nie. Nee, maar as ek maar spoeg, ek sal sluk. Hierdie Joop is nie spoegwyn nie. Is drinkwyn nie. Nee, ek moet sê, ek hou van die plek. Ek is oorlus en bly 2 weke. 2 weke? Maar jy het dan die plek nie? Nee, natuurlijk nie. Ek het net nie geweet om Pieter het so baie tyd nie. Vir jou en jou familie, Tony, altyd. Ek het maar van naweek geskryf, geval ek nie van die plek gehou het nie. Nou ja, gezondheid en rondheid, mooi meisies in die blomtyd, en drink julle dan nie saam, nie? Nee, dankie. Gezondheid. Dankie. Maar nie jou seun, dis nie elkeen wat ek hierdie wyn van laat proe nie. Dis my plaas se spog. Maar ek moet daarom sê, dis nie ek wat die wyn maak nie. Van na die oorlog het ek 'n Italiaanse voorman op die plaas. Dink ek hoor hom daar. Giuseppe! Hy kom. Jy moet hom hoor sing. Giuseppe, hier is iemand wat jou graag wil ontmoet. Bly om nie te kennen. Aangenaam. Jy kan die boerentaal slaan, hè? Speel vir ons iets hier, joh. Goed. In Afrikaans? Hey! Een glas vol wijn, 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 dat smaakt zo fijn. Drink, drink, drink je wijn, die smaak van wijn is fijn. Als je hart volop met liefde is, zoals wakker maar op die bergen is, daar zijn we nu een keer. Hier is een keer. Rooi wijn, wijn, is voor mij die spijzig van samen. Rooi wijn, wijn, maakt mijn hart een lied verlang. Zonder drijven, smakelijk en zuiver. Die wijn wat in je glas verdwijnt, maakt in je hart de liefdestein. Pragtig, ou chappie. Sop net laat die ouens op die verhoog jou nie sien nie. Wat was dit? Kijk naar de astediemel van ons kap. Prachtig. Hey Jay! Wie is Jay? Wat is er aan? Wat wakker? Wat wakker? Wat wakker? Ik het allemaal. Is een tijger? Ik het op! Wat is het? Hallo? Die nooit gezegd, ik moet die kamer sturen. Ja, ik denk die nooit aan blij geweest om ons een kenpies daar te zien. Laat mijn jongen als mij. Ja, zo was het. Wat is dat? Terry, kom je, Terry. Pieter, ek en my vrou Leni hier, en Alida en Paul, sal hierdie dag nooit vergeet nie. Dit was 'n verskriklike verrassing. Verskriklik plesierig natuurlik. En nou dat oom besluit het om wel 2 weke te bly, wat kan ons nog sê? Ons kan maar net sê, dank sal hy lewe. Dis nie aldag dat 'n ryk oom hoor dat sy neefie wil hê hy moet lank leef nie. Hierdie 14 dae sal so gou omgaan dat ek sommer nog 'n week of 2 wil bly.
As we dit doen, kry ons almal 'n hartaanval. Vreugde natuurlik, oom Pieter. Vreugde. Dankie, my seun. Dankie. Maar Tony, waar is daar die tweelingbroers van jou? Hy behoort maar saam met ons aan tafel te wees. Ja, natuurlijk, oom Pieter is reg. Die kerel het ook geen maniere nie. Ja, maar waar is hy? Ek het al so hard probeer om 'n bietjie maniere te leer. Ek wil weet, waar is Paul? Dit is alles verniet, hy wil net nie hoor nie. Dis jy wat nie wil hoor nie. Waar is Paul? Ek weet nie. Waar's Paul? O, ek weet nie. Waar's Paul? Nee, ek weet nie. Weet oom dan nie? Oom wil weet waar Paul is. Hoekom sê jy nie vir hom nie? Hy's jou broer. Hy's jou man. Wel, een ding is seker, hy's nie hier nie. Maar hoekom nie? Ons het stry gekry, dis hoekom Paul nie gekom het nie. Hoekom? Omdat, Tony, sê jy vir oom Pieter hoekom Paul nie gekom het? Nou, hoe sal ek weet? Ek moes vir jou vertel. Vir my? Natuurlik. Ja, ek het seker vergeet. Julle sal nog enig julle koppe iewers vergeet as dit so aangaan. As jy nie nou praat nie, sal ek. O ja, nou val dit my by. Paul wil graag 'n seentjie hê. En Alida 'n dogtertjie. Simpel spel. Bring hom hier, Tony, ek sal met hom praat. Moet ek hom gaan haal? Wie anders? Natuurlik. Ek hoop ek kry hom. Daar's hom een ligstraaltjie in die helse gemors en dit sodat maar nie gelukkig agter slot en grendel sit. Jy moet wakker word, jong, ons is nou by die huis. My ou vrou sal haar oë nie glo as ek daar by die huis aankom nie. Jy en Tony stry seker nooit oor sulke simpel dinge nie. Nee, oom, nog nooit nie. Ja, mens moet vat wat jy kry, sê ek altyd. Ek wou altyd 'n dogter gehad het. My ou vrou is seun. En toe? Toe niks. En nou erf Tony al my geld. Nou, mense. Jy behoort jou te skaam om so met jou vrou te stry. Hy het eers met my gestry. En waaroor nogal? Omdat ek gesê het Lene het sulke mooi oë. Oh, jy vry nou sommer na jou broer se vrou ook. Alida, gaan jy dit toelaat? Ja, nee. Oom is doodreg. Wat het nodig om so hard te slaan? Dis alles jou eie skuld. Ek gaan vanaand op die filder slaap. Kyk nou net hoe onredelik is hy, oom Pieter. Ek sal met hom moet gaan praat. Jy en Tony, julle verstaan mekaar seker dan beter, né? Ja, ek verstaan hom maar al te goed doen. Hey, het oom Pieter al vir Paul gekry? Ja, maar hy is al klaar weer weg. Gits, dit lyk my hy bly opsetlik onder oom se oë. Ek sou julle twee graag daarom saam wil sien. Ek dink amper nie ek sou dit regkry nie. Tony, daar is nog iets wat ek jou wil vra. Wat is dit? Jy het vir my geskryf dat jou baba 'n dogter is. Ja. Ek het gekyk toe Leni net na die baba gebad het. Sy seun. Seker maar half gekyk, oom Pieter. Kyk, op my ouderdom sal ek darm die klein verskil begin ken. Ek sê vir hom daardie seun is 'n meisie. Nou loop hom maar eens kyk. Kom nie nou gaan haal nie. Dis 'n verkoue kry. Sien? Jy sê self dis hy. Daardie dogter is 'n seun. Ja, oom is reg. Nou ja, maar jy het vir my geskryf. Ja, maar toe ek geskryf het, was dit nog 'n meisie. Wat? Die meisie het eers later 'n seun geword. Jy skeer nou die gek met my. Nee, regtig, oom Pieter. Ons moes 'n klein operasie laat doen. Die dokter het gesê dis die enigste geval wat hy nog gesien het. Ons het maar stil gebly dat dit nie in die koerante kom nie. Jy weet hoe dit gebeur met die oorplantings. Ek het al van snaakse dinge gehoor op hierdie ou wêreld. Maar op daardie gebied is ons eenvoudig ver voor. Wanneer het jy dit agtergekom? Wat, oom Pieter? Dat jou dogter 'n seun geword het. Wat? Maand gelede, ons stel er nog baie.
Bedaar, Leni. Ja, ek moes dit eenvoudig aanvaar. Nou ja, dit maak nie so vreeslik saak nie. So iets bring twee mense net nader by mekaar, né? Ja, nee, is waarom, Pieter. Of voel jy nie? Pieslo, wat verbeel sommer so voor vreemde mense? Vreemde mense? Maar jy hoef mos nie skaam te wees vir hom, Pieter, nie? Nee, ek is nie. Nou ja? Ek is nog nie klaar nie. Ai, is 'n plesier om so baie liefde te sien. Nee, is 'n plesier. Hou daar op met jou laffigheid, man. Tony, lyk my sy's bietjie afgemaak. Nonsens, oom. Toe maar moenie dat ek julle plan nie. Ek gaan nog bietjie hier sit en lees. Ja, kom, Leni. Slapenstyd. Is jy mal? Smaak ons maar net so. Ek gaan net my boek in die kamer haal. Waar slaap julle? O, hier is my kamer. Kijk toe. Dan slaap lekker julle twee. Wat doen ons nou? As jy dink dat ek gaan doen wat jou oom dink, dan... Gaan nou net terug sitkamer toe. Nou toe, spring. Huh? Ek glo net sy laat deurkom nie, Leni. Dan uit by die deur. Nee, hy sit waar hy my dadelik sal sien. En nou? Gaan sit daar ver van my af. Wil jy graag weet wat daardie voorwaarde van my is? Voorwaarde? O, toe ek gesê jy moet saamspeel. Wat is dit? Jy's in die pekel, Tony. As ek jou nou los en sê ek wil nie meer nie. Ag nee, dit kan jy nooit doen nie. Natuurlijk kan ek as jy nie maak soos ek sê nie. Nou moet ek maak. Gaan gee ons gebooie op by die predikant. Leni, wil jy ons moet trou? Ja, donkel. Ek het regtig niks daarteen dat hy vir my oogies maak nie. Maar ek is net bang jy kom nie verder nie. Is dit jou voorwaarde? Nee, dit niks meer nie. Dankie dat jy my gevra het. En nou moet jy maak dat hier uitkom. Regtig? Uit is. Ag ja. Hy slaap, ek sal maar probeer. Nou, lekker slaap. Allah, wereldkerel, waarheen gaan jy nou? Van my vrou het my uitgegooi. Dis die stryerigste familie wat ek ken. Wat het dan nou gebeur? Ja, oom Pieter, kyk, dis nou so. Praat man, ons is albei groot mense. Leni sê sy wil nog 'n kind hê, ek sê nee, ons kan nie nog een bekostig nie.
Is dit al? Kom saam met my. Maar wat nou, oom Pieter? As ek sê jy kan dit bekostig, dan kan jy. Die dag as daardie baba gebore word, stuur ek vir jou R5.000. Loop sê vir Leni. R5.000? Leni! 5.000? Hoe durf jy? Uit is jy? Leni, nee, ek moet met jou praat. Niks meer nie, jy moet hier uit. Ek skaam my mors dood. Loop albei hier uit. Moenie nonsens praat nie. Ek is 'n ou man en Tony sien ook niks wat hy nog nie van tevore af gesien het nie. Ek kom jou net sê, alles is in die hak. Wat is? As die tweede kind aankom, stuur ek vir julle R5.000. En Tony reken julle kan dit doen vir R5.000. Of hoe? O, maklik om Pieter, baie maklik. Waarvan praat julle alweer? Van die baba wat jy wil hê en wat hy nie wil hê nie. Wie weet, ons het nou net daaroor gestry. Ons kan ons nie. Maar niks nie. Vir R5.000 sal julle wel kan. Aangename nagrus julle twee. Good evening to you. I'm glad to meet you at last. Who are you? The new doctor you ken. Every time I come here, I meet your charming wee wife. My what? Charming, absolutely charming. I must congratulate you on your good taste. My vrou. Oh, really? Thank you. What do you want? Hi, well, I thought I'd come round to make your acquaintance, to pass the time of day. Well, that's past. Good night now. Hi, for a hotel owner, you're awful uncooperative, aren't you? Hi, I'm the man that brought you some business. I am not the owner. Is that a fact? Who are you? I am the owner's uncle. Good night now. Well, I'm very glad to meet you just the same. Mind you, I'd be very surprised that a bonny wee lass like that should be married to an old piece of biltong like yourself. I'll have you know. Don't fuss yourself. Tell me what you know about a nervous breakdown coming down from Johannesburg. Nervous breakdown coming here. Who's going to have it? Oh, no, he's had it. He's recuperating the new. Who? This case that was sent me. Look, this is your nephew's business. He's coming here. What's wrong with him? Oh, overwork and extreme nervousness. Oh, nothing serious. I just needs a bit of peace and quiet, that's all. Is he right in the head? Oh, aye. And if he isn't, call for me. Aye, maybe come down on the night train, so inform your nephew not to upset him. Aye, that's very important. Anything else? Aye, but I thought it may be a wee droppy scotch, man. Aye, well, I'll buy me een. Good night, dear. Is nie Tony wat hy wil hê nie. Die ou blikskottel. Dis Tony se vrou wat hy wil hê. Jy weet, Tony, ek verstaan nooit waar jou storie so vinnig uitkrap nie. Hoe kon jy nou so gou uit jou duim sê dat ons oor nog 'n kind se strys is nog nie eers een het nie? Ag, mens leer maar vinnig dink as jy toneel speel. Gaan jy dit uitlos as ons eers getroud is? Hoekom? Hinder dit jou? Ja. Alida het gesê jy het 'n plaas, hoekom gaan boer ons nie? Enigiemand kan boer. Daar is min mense wat kan toneel speel. Of liewer daar is min mense wat die talent daarvoor het. En as jy die talent ontvang het, dan is dit jou plig om dit te gebruik. Of hoe? En buitendien is ek lief daarvoor. Amper net so lief soos vir jou. Enetjie, dan gaan ek kyk vir Pieter al slaap. Weg is jy. Of hy nou regtig slaap? Lekker slaap. Slaap?
Ek's nou so helder wakker soos lanklaas. Ek gaan so 'n bietjie in die tuin sit. Mag ek kom ook? Dis eintlik te vroeg om aan die bed te wees. Ja, of dan slaap hy vaster. As hy nou die stare... Jy gaan nie weer saam my wyn proe nie. Jy kan nie eens reg oploop nie. Hierdie oudje ook nie. Hey, jy gaan nooit meer saam met ons wyn proe nie. Jy gaan glad nie loop nie. En jy sit hier. Het jy weer gesien wat? Sê maar. Maze is Allah, ja. Allah. Ek wonder of hy nou al slaap. Sy sal seker bly wees om my te sien. Maze, ek is honger. Gaan sien wat daar kos is. Okay, wat jy? As daar gaan sê nou nie, daar gaan sê gauw nie, hier kom. Basmani, just like, dat iemand zit aan het slapen. Kan nie mooi sien nie, gaan sit aan die lig. Prachtig. Is dit nie dalk 'n burglar nie? Lyk nie my het iets geburgel nie. Miskien is dit iemand wat vergeet het om huis toe te gaan. Weet jy wie dit is? Hoe kan dat nie weet? Ek kom nou niet hier. Dis die ou van Johannesburg, die senuweeleier, dis hy. Just like. Dan is sy senuwee seker klaar. Laat hy sit in 'n stoel en slaap in plaas van die bed. Ek sal hom seker in die bed moet sit. Maase, ek gaan nou eers eet. Ek sal jou seker versigtig moet wakker maak. As ek so 'n bietjie water op sy kop gooi, sal hy dalk dink dit reën. Goeienaand, meneer. Lekker geslaap. Die man is mal. Meneer het zeker met die nachttrein gekomen. Nachttrein? Wie sê so? Wel, die dokter het van mij gezegd dat... Die dokter, onderwijzer. Nou, ek verstaan. Ja, aangename kennis. Ek is die hotelbaas ook. Oh, die malle. Meneer, kom ons gaan slaap. Morgen sal jy seker weet wie jy is. Maar weet jy dan al waar jy moet gaan slapen? Tuurlijk, dink jy dan ek is man. Ja, maar dan is het goed. Anders het ek een van my 2 neefies gaan roep. Vir wie wil jy gaan roep? Vir Tony of vir Paul? Meneer, as ek jy is, het ek nou gaan slaap. Dis al laat. Niemand sê vir my hoe laat ek moet gaan slaap, nie? Nee, natuurlijk nie. Ek het net gedink jy het 'n bietjie rus nodig. Nee, u moet liever gaan rus. Maar as u miskien iets wil eet, loop haal ek gou die hotelbaas. Wie? Ek is mos die baas hier. Nee, meneer, jy verbeel jou net. My neef is die baas. Maar ek weet as jy ek is. En luister, loop slaap nou. Dan vra jy môre die baas se broer. Ek het 'n broer? Wie praat van jou? Die hotelbaas het 'n tweelingbroer uit Suidwes. Hy was so mal soos 'n haas. Al sy skroefies is los. Nee, wag meneer. Ons hou nou op dans hier om mekaar en ons gaan slaap. Maar weet jy regtig waar jou kamer is? Tuurlik. Dis kamer 14. Dis Paul se vrou se kamer. Ek sal daai idioot moet gaan keer. Jy mag mal wees, maar so bevoeterd nie.
Je kan niet zomaar in een vreemde vrouw in zijn slaapkamer instappen, nee? Dit is mijn slaapkamer. Dat zal die deksel zo donderdag wees. Terug! Het is een mistake, dit is niet mijn slaapkamer. Ik ga je dop, hè. Je doet slaap in de zitkamer toen je bij je positieve komt. Stapelgek, die ou. Nie enkele dag onder diezelfde dak samen doen nie. Hij moet morgen zijn rekening betalen. Wat zei jij? Wag, Tony, jy kan nie inkom nie. Tony! Wat nie? Goeiste, Mani. Wat maak jy hier? Het jy ontsnap? Waar is Tony? Jy het hom verwag. Jy is van jou kop af. Ek het mos gesê hy moenie inkom nie. Ja, maar jy het dit te vriendelik gesê. Maar hy is mos 'n goeie vriend. Maar gaan jy my nie voorstel aan jou maatjie hier langs jou nie? Sommer 'n persent vir die baba. Ek was so bly toe ek uitgekom het. Ja, waar kom jy die tyd vandaan? Dis Sant het iets gepraat van amnestie en toe se ek los. Is jy nie bly nie? Alla wêreld, jy het daar maar vreeslik draaie deur die wingerd geloop. Maar 'n mens koop ook nie wyn en kom terug en ry na 'n ventel nie. Ek het gedag jy sal ten minste bly wees as ek terug is. Ja, baie. Jy kon nie op 'n beter tyd teruggekom het nie. Oh, ek het geweet jy het my nodig. Ek het al met jou senuweeleier ook gepraat. Jy het werklik. Ons gaan nog ons hande vol hê met hom. Ja? Hy is so mal soos 'n haas. Weet jy wat vertel hy my? Hy praat van sy neefies. Die een is Tony en die ander se naam is Paul. Is dit? Dis geen grap nie. Ons man net maak so wat hy sê en wat hy doen, dit's alles reg. Ja, natuurlik. Maar waar is hy nou? Ja. Sal jy nou vrydag by Paul se vrou probeer inkruip? Maar Mani, wat? Toe maar. Ek sal hom alleen hanteer. Lyk my nie oor 'n moord pleeg. Sak ouers as jy hoort mens met 'n koevoet by te loop. Jy sal dit maar reg. Ek wil nie gesê jy moet gaan slaap nie, want te erg is te erg. Ag, dammit man, dis my vrou daar. Ja, dis my neef Paul se vrou. Moenie my nog steeds praat nie, anders word ek regtig kwaad. Goeie raak nou skoon van sy wysie af. Jy sal dit maar reg. Natuurlik ek is reg. Ek's 'n redelike Hoe mens. baie redelik. Maar die man moenie met my kom verder nie. Anders word ek sommer opgewonde. Ek kan dit sien. En ek vra jou nou mooi. Is dit reg om by 'n ander man se vrou te wil slaap? Nee, is nie reg nie. Nou ja. Los haar dan uit. Gaan slaap nou. En moenie dat ek jou weer daar vang nie. Toe, terug. Sit kamer toe. Wat soek julle hier? Wat soek jy hier? Moenie jy met my nie. Ek nie. Dis my hotel. Ek is vrygelaat en ek het die volste reg om hier te wees. Ja, natuurlijk. Die hele hotel is vol mal mense. Hulle dwaal hier rond soos spooke in die nag. Waar dwaal julle rond? Nee, ek en Lily was... Ons was net gou... Ek en Lily het besluit om verloof te raak. Verloof? Ek hoop julle weet wat julle doen. Dit gaan nou dollar as kop af. Net môre gaan ek die dokter van daai ou baas hier weg te vat. Wat er ou baas? Daai een wat nou net hier verby is. Weet julle wie hy is? Sy ou mal senuweeleier. Ek is dors gaan dit opsoek. Tony, is dit jy? Ja. Weet julle wie dit was? Wie? Daai ou wat nou hier uit is. Dis daai mal ou senuweeleier.
wee drappy spirit every day keeps the doctor from the doctor away. Good morning to you. Morning, can I help you? I'm the doctor. Are you the owner of the hotel? That's right, that's me. Well, I'm rather pleased to meet you at last, Doctor. You've come at the right time. Aye, well, I hope that bonny wee wife of yours isn't poorly. No, it's that nervous bloke you recommended to us. Oh, he's all right, has he? As far as I'm concerned, he can go again. It's a fact. I was only speaking about him yesterday to your uncle. That's not my uncle. Oh, that's what he said. Surely you don't believe anything that every crackpot tells you? Oh, you mean, That bloke who told you he was my uncle, he is your nervous patient. Tell me more. Well, in the first place, he thinks he's my uncle, and then he tells me I've got a brother whose name is Paul, who's in fact married to my wife. I don't have a brother, and certainly not one that's married to my wife. Go on. He actually chased me out of my wife's room. Oh, is that a fact? Oh, is that a fact? Typical. Violent tendencies mean patches of softness and cerebrum, and possible lesions. Soft in the brain. Soft? He's got no brains left. Is that a fact? Ah, well, I'd like to see my patient as soon as possible. You'll be surprised at the wonders that we work with these. Oh, what's that? A scalpel. The greatest inventions that... Feel it how sharp it is. Vrachta. It cuts anything. Have you got something on you that I can show you with? I still got my appendix. Is that a fact? But what I meant was... No, man. Rather you show me on your patient. It's a wee miracle. For your patient, you need a bloody miracle. Good morning, Doctor. Oh, so you're there, are you? I was just coming to see the new. Do you know who that is, Doctor? That's your patient. Is that a fact? I've never seen such an idiot. He thinks he owns the place. There's something going on here I didn't understand. Is that a fact? Is he? Aye, he might be right. He might be right. What you looking at me for? Don't worry. I'll just take a wee look at your pupils. Wat goed so hier in die ding is? Hey, they're quite normal. No, who are you really? I told you I'm the owner of the hotel. You're quite sure of that, are you? Now look here. And if I told you that you were not? Then you're as mad as your own damn patient. Master, wat het die mense gesê dat... Bajan, vertel jy hierdie simpel skot wie ek is? Weet my master dan nie? That proves it. Hoe nou? Who is this man? Is die master dan blind? Dis Barry van Diewenten natuurlijk. Dis reg, Bajan, vertel jong. Sê my, wat wou jy gehad het? Nee, master, ek nou wou net geweet het, daai nuwe wyn wat ons gaan koop het, wanneer kom het al die anders op? Nee, dit kom in die trein is. Jy dan alweer dors. Nee, master, ek is nie dors nie. Is net laat my kiele bietjie droog is. Aye, well, that's a relief. At least we know who you are now. What do you mean, we? I've always been pretty sure. Is that a fact? Ah, well, it was just a wee misunderstanding. Ah, well, I better see my patient immediately. I must think of some treatment for him. You'll be surprised when you see him again, that I promise you. Nothing can surprise me. Anyway, you can't make him into a bigger idiot than he is. Got you. Got me? What the devil do you mean? Now, you just stay where you are. I've got a few things to say to you. Like what? You are not the man you think you are. Is that so? And who do I think I am? By the way, and I'll tell you. No, as a young lady, were you ever very ill? Oh, I broke my leg once. Is that all? It's enough, thank you. Then I had toothache. That's no illness, that's carelessness. Nothing else? Indigestion. Gluttony. Nothing else? Look, would you like me to have caught Hong Kong flu just to please you? Yeah, didn't they perhaps fall in your heat? No. Do I look like a nutcase to you? Man, you're extremely disturbed. I'll just have a look at your eyes. Thank you. Excuse me.
Anything wrong? Strange. There must be something wrong. Your pupils are normal. Should they be abnormal? Delayed action. That bad? It isn't good. Now, who old are you? I'll be 65 in October. That's not correct. You're only 58. 65? Your doctor wrote me 58. My doctor? Do you know him? Aye, he's a friend of mine, and he asked me to keep an eye on you. He never said anything to me. Professional secrets, you can. Professional secrets. I'll just have a look at your head again. I thought so. There's a definite soft spot here. Verdompers nou genoeg. This is ridiculous. There's absolutely nothing wrong with me. Who said there was? You, else what are you messing around for? You're imagining things, the same as you imagine that you're the hotel owner's uncle and that he's got a twin brother. But I am the hotel owner's uncle. There you go again. I'll have to call the ambulance and he'll take you away. All right. Who am I? You're John Turner from Johannesburg, and don't you dare think otherwise. So, as long as I keep on saying that, I'm all right. Aye, you'll be all right. So who are you? I am John Turner from Johannesburg. John. So who are you? John Turner from Johannesburg. Just keep on saying that and you'll be all right. John Turner from Johannesburg. Cheery bye. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner Wat from... sê jy, Pieter? Ek is John Turner van Johannesburg. Wat? Ek het dan nie oor nie. John Turner van Johannesburg. As jy my nie glo nie, moker ek jou. Ja, net wat Pieter sê. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner van Johannesburg. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. Good morning. My name's John Turner from Johannesburg. So's mine. Good grief. John Turner from Johannesburg. Môre meneer, kan ek jou help? Goeiemôre. Ek is die man van Johannesburg. My dokter het geskryf. We heard you was coming, but you was here already. Ja, ek is hier al. You must be your old man's son, eh? Ja, ek is my oupa se seun. Look, nou dat ons weet, ons is albei tweetalig, hoekom praat jy nie Engels nie, ek praat Afrikaans? Well, I was just trying to be polite. Nee, dis was die kapie. Hier kan 'n mens sy eie taal handhaaf. Tik maar so lank die boek. I must have absolute peace and quiet, understand? Meneer is hier so stil. Jy kan die meise op die solle hoef vry. Do you call that peace and quiet? Meneer hoef nie om te bekommer visie. Hy kom net nou reg. Alles uit jou pa. Quiet, I tell you. Maar ek sê niks, ek bly stil. Absolute peace and quiet. Is that understood? Hoekom raas maar dit dan so? Excuse me. Are you the manager of this hotel? Nee, meneer. Ek sal hom nou gaan roep. John Turner from Johannesburg. John Turner from Johannesburg. That's right. How did you know? How did I know? I was told. Who are you? I just said you're right. I am Turner. You're quite sure? Of course. Is everyone crazy around here? You don't know how right you are, but the worst of the lot is the doctor. He tried to tell me that I was you. The doctor? Yes, MacDougall, the character who recommended you stay here. Scotsman, is he? I'll say. Drinks ether and rides a push bike because it's cheaper than petrol. I also thought he was an idiot. He very nearly convinced me I was one. I must go and see him and straighten this out. You go and do that. His surgery is just down the road. Gare kerel. Amper so mal soos Paul.
Oom Pieter, John Turner, hoe gaan dit nou? voel oom al beter? My probeer wys maak ek is John Turner. Ek weet mos ek is Pieter Roux. Magtig, ek is bly om dit te hoor. Nou wat het oom dan nou 'n keer? Ag, daai dokter het my vies gemaak uit. Die dokter? Maar nou is die regte John Turner hier. Gats. Wat ek nou wil weet is, wie was die ou gisterand? Watter ou? Ek het gedink hy's die senuweeleier. Hy het vir my gesê hy's die hotelbaas. O, hy, maar dit is mos die hotelbaas. Dis Alida se man. Nee, julle twee begin nie alweer nie. Asseblief. Wie was hy? Hy was net 'n ou vriend van my, oom Pieter. Snaakse vriend. Hy wou dan gisterand by jou broer se vrou gaan slaap. My broer se vrou? Alida. Ja, natuurlik, Alida. Alida is my broer se vrou. Kyk, wat gaan nou eintlik hier aan? Ek het nog nooit sulke deurmekaar pratery en vergeetachtigheid in my lewe teëgekom nie. Dit help nie, Tony. Jy sal een of ander tyd vir jou oom moet vertel. Ja, ek sal seker moet. Wat vertel? Kyk, oom Pieter. Dit gebeur ons aldag dat iemand geld nodig het en niks het nie. Nou en dan, ja. Nou, as so iemand nou 'n paar plannetjies maak om geld te kry, ek bedoel, sulke dinge gebeur. Ja, gaan aan. Nou ja? Pieter Roux. Hier's Mossie hier, Pieter Roux nie. Ja, dis ek. Nee, wat, jy's mos die senuweeleier. Jou naam is Turner. As iemand vir my weer sê ek is John Turner, slaan ek hom na die sterretjies 3 dae lank om sy kop draai. Gee daai bly die brief. Maak op pointers, klere styl laat. Peter, maar hierdie brief seker vir die baas nie. Van wat ek jou dan? Daar sit die baas mos. Nee, maar ek kon gesweer het, ek kon sweer laat. Bastian, wag, kom hier. Luister, doen my guns. Wat sal my kos? Niks, jy kry nog garant op die koop toe. As daai ou vir jou vra wie ek is, dan sê jy ek is die baas. My verstand werk beter as ek R2 kry. Jy sê niks van Mani nie hoor. My ore hoor ook beter as die randnote inkom. Loop. Dis nou waarlik jammer, hoor. Wat is dit, oom? Julle moet my nie kwalijk neem nie, maar ek moet dadelik huis toe. Regtig? Ag, is regtig jammer. Ek het dan net begin kennis maak met jou. Het jy al uitgesien na die volgende paar dae? Waar is ons koffer? Ek sal hom pak. Ag, oom moenie gaan nie. Maak nie seker dat hom niks laat lê. Hy het ons kofferstasie toe neem. Ag, dis jammer. Ek bly om te sien julle neem so treurig afskeid, maar ek moet dringend na my sake gaan kyk. Maar Tony, maak gou nie, Pieter, anders verpas om die trein. Magtig, dit was amper. Maar nou is daarom uit die sop. Wag tot jy oom op die trein sit voor jy praat. Ons hoef ten minste niks te sê nie. Jy moet oppas. Mani is net nou hier. O my God, wat doen ons dan? Jy sal seker aan iets dink jy's maar slim genoeg vir alles. Waar is hy nou? Iewers in die dorp, dink ek. As hy nog net 'n halfuur weg wees, ons kop deur. So ja, klaar gepak. Ja, kom ons ry. OK, nie so vinnig nie. Daar's seker daarom tyd om vir Paul te groet. Paul? O ja, Paul. Toe maar, Pieter. Ek sê vir hom sê jy stuur groete. O nee, wat 'n manier is dit? Ek wil julle twee hoeka by mekaar sien, gaan roep hom. Paul en ek by mekaar. Toe, maak gou. Ek sal nuuskierig om te sien hoe julle twee saamlyk. Ek is self nuuskierig om dit te sien. Gawe kerel daarin, neef van my. Dink self so. Lyk my jy's darm baie verlief op daardie man van jou. Baie. Reg so. Ek hou van 'n vrou wat nie bang is om te sê sy's verlief op haar man nie. Oom maak net nou vir Tony jaloers. Ag, wat. Ek dink van die hele familie hou ek van jou die meeste. En as jy miskien eendag iets wil hê, laat my weet, hoor. As ek kan, sal ek doen net wat jy sê. Regtig, oom? Erewoord. Ag, Alida, ek is jammer, maar ek moet huis toe. So gou, oom Pieter. Kan oom nie nog 'n dag langer bly nie? Nee, al dan nie nog 'n sekonde. Jy net gesê ek moet hom tot 10 ver die trein trek nou. Maar waar is Tony dan? Ek het hom mos gesê ek wil die twee van julle hier sien. Hy het 'n taxi gaan soek. Dink ook aan alles. Dis nou regtig 'n gawe kerel. Ja. En julle twee? Nog altyd kwaad vir mekaar? Nee. Ja, oom, ons is. Kom nou, Alida, dit moet nie so moeilik wees nie. So mekaar en kry klaar. Kom, Alida. Jou lalik! Wie Tony! Ek gaan nie eens goed op. Nee, nou moet jy praat, Tony.
wat vir my? Pieter, luister nou mooi. Ek stoon nie Paul nie. Paul is nie hier nie. Hy is in Suidwes. Dis Mannie van Lewend. Hy is die regte eienaar van die plek. Dis Alida. Sy is Mannie se vrou en nie Paul se nie. En jy? Waar is jou vrou? Sy is nog nie. Ek hoop Leni sal wees. Toneelspel. Alles toneelspel, dis wat jy gedoen het? Sy eie skuld. Om net vir my geld stuur as ek maak soos oom. Sy oom wou gehad het ek moes trou 'n vaste plek kry tot ek so gemaak of ek so gemaak het. Jy het vir my gelieg. Toneel gespeel, oom, toneel gespeel. Magtig. Mooi, Tony, mooi. Ek het wragtig nog nooit iemand gesien wat so mooi toneel speel soos jy nie. Dankie. Dat is min mense wat my kuns waardeer. Ja, ek moet toegee, jy was goed. Self geglo jy en Paulus 2 persone. Maar toneelspeel, dis iets vir dromers en jy gaan dit wraggies los voor jy weer 'n penny uit my kry. Goed. Maak my die geld wat hom wil. Ek en Leni sal al sonder regkom. Maar een ding wil ek hom vra, hoekom maak mense altyd hul monde oop oor dinge wat hulle nie verstaan nie? Het oom al daaroor nagedink wat toneel eintlik is? Nee. Nou vind dan eers uit voordat oom die toneel veroordeel. Ja, nee, Tony. Ek het nou mos geleer. Ek is ook ten binnekort sit ek daarbo. Of miskien daaronder. As ek dan van ver af kyk, dan lyk almal soos toneelspelers. Die hele lewe is 'n toneelspeler. Maar ja, terwyl ek nog hier is, speel ek my rol aan het bars. Oom Pieter, Ja, mag ek hom aan iets herinner? wat? Het oom nie gesê oom sal enige iets vir my doen nie? Ja, ek het. Laat Tony toneel speel soos hy wil. Die wêreld het sulke mense nodig. Tony is baie goed, oom het self so gesê. En jy? En jy dan nie iets daarteen nie? Ja. Maar ek het hom lief. Jou vervlakste tweeling. Thank you.